die Here. Ek gaan net voorspraak of 'n voorsmaak gee van die uitnodiging. Ek begroet vanmiddag elkeen in die pragtige naam van die Here. Is die Here nie pragtig nie? Is die Here nie mooi? Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Dan kom vir my daai preek soetjie daar. Die Bybel is verskriklik swaar en dat sê toe, prys die naam van die Here, is dit goed om hier te wees. Soveel dinge het uitgegaan. En ek is vir die Here bly, hier is niemand doof nie. Is daar iemand met gehoorprobleme? Niemand nie. So, almal van ons het gehoor. Prys die naam van die Here. Ek wil vandag hier kort laat vir julle vertel van die dringende uitnodiging. Jesaja 55. Die opskrif sê, dat is 'n dringende uitnodiging. Hierdie ooplig as jy sommer net gaan kom hou nie. Hierdie ooplig het 'n dringende uitnodiging. Amen. En die woord van die Here, ek wil dit deurgee vandag as 'n bemoediging vir iemand. Dat miskien vandag ver van die Here voel. Jy het vir jouself gesê, dis klaar met my. Dat as jy eens moet op werk, om my lewe te kan verander nie. Jy het opgegee, maar hoor jy wat sê die Here? Neig vandag jou oor tot die Here. En die Here sê, kom na my toe en luister. Wat vandag jy uitgaan. En wanneer ek nie bereid is om te luister, sê die woord van die Here, sal ons siele lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, sê die Here, die bestendige genade bewys van Dawid. Versie 6. En hiermee wil ek afstap. Mama, papa, jong man, jong dogter, jou oplossing en jou redding lê in die verse dag. Die Here sê vandag, my kind, soek die Here, want hy is vandag nog te vind. Roep hom aan, want hy is nog vandag baie naby. Amen. Soek die Here, want hy is vandag hier. Amen. Die roepstem van die Here moes ook my lewe bereik. Eers op 'n tyd baie jare terug het ek ook gedwaal. En ek het ook, soos baie jong mense my daal, as jong man, op soek na liefde en die plesier op die verkeerde plekke. Ek het het gemaakt dat ek 'n slegte naam in Rossum wil kry in die 70-80's. Maar toe die roepstem van die Here, hier die dringende uitnodiging op my lewe bring, en ek wou die stem van die Here gehoorsaam. Toe red die Here my siel, en hy verander my omstandighede. Hoekom noem ek dit vandag? Ek wil vir iemand sê wat die Here vir my gedoen het, kan hy vir jou ook doen. Kan hy vir jou ook doen. Ek weet aan mamas wat besig is om op te gee vir hulle kinders. Ek het 'n moeder gehad wat ook nie meer geweet het wat moet sy met hierdie kind maak nie. Wanneer die 5 was ek die enigste een wat tronk uit en tronk in. En ek bly in die moeilikheid. Prys die naam van die Here. Maar weet jy wat? Terwyl ek in hierdie Rossum by 'n postroster word, aan die 80's, prys die naam van die Here, het ek nooit God se plan met my lewe geweet nie. En ek het gewonder hoekom vat die Here dan al my broer en susters voor my weg, en ek as die oudste, en hy spaar my.
By baie geleenthede moet ek ook al dood gewees het. En die dag toe die Here my siel red, en hy maak my oë oop en hy maak my gedagte vrugbaar, toe besef ek God se plan vir my lewe. Hoekom hy my gespaar het. En ek wil vandag vir 'n mamma sê, wat opgee, moenie opgee nie. Miskien het jy ook die vlug na ander plekke toe gevat. Amen, want jy weet nie meer wat ek kan doen nie. Want dit is jou in jou omstandighede nie. Ek wil vandag vir jou sê mamma, ek wil vandag vir jou sê papa, ek wil vandag vir jou sê jong man, jong dogter, kies vir Jesus. Soek hom, want hy is nog vandag te vind. Roep hom aan, want hy is nog vandag baie naby. En hy voel jou red. Net soos wat die broeder nou gesing het. Liefde van die Here het my gered. Terwyl anders nog vandag, as ons al in die 20's, prys die naam van die Here, as daar mense wat nog steeds by my verlede vashak. Daar's mense wat my verlede nog steeds op mense se lippe, maar die Here het al in die 80's het uitgewis. Maar weer weg van iemand se verlede af en kies vir Jesus. En jy gaan sien hoe gaan die Here vir jou bring in 'n plek en 'n uur en 'n tyd wat jy nooit gedink het jy sal wees nie. En die Here seën, amen.